optelwoorde. Tussen dwaaldistels en doringspore, in die soekloop op die verwegpad. Soos genade lig lê daar optelwoorde, wat 'n wegloop siel weer huis toe kan vat. Optelwoorde vervalkend, en optelwoorde wat verloor mense vind. In die skaduweelaagtes diep gaan haal, en huis toe bring na die optelkraal. Baie welkom by die meditatiewe diens. En as jy vir die eerste keer inskakel, baie welkom ook aan jou. Ons begin hierdie week met 'n nuwe reeks, 'n lewe in die koninkryk van God. En vir die volgende 5 weke gaan ons saam reflekteer oor ons eie geloofsreise en wat dit beteken om in God se koninkryk te lewe. So ek het 'n skildery in die agtergrond van 'n vriendin van my wat dit geverf het. Dis van 'n stel voete. En wat dit simboliseer is die reis wat elkeen van ons onderneem in die wêreld. En dis sommer net 'n metafoor vir die volgende paar weke. Ons wil hê jy moet dit saam met ons doen, saam op reis gaan. So op die webblad is daar 'n skakel waarop jy kan gaan klik. Dit neem jou na 'n ander webblad toe met 'n paar vrae. En dit gaan vir jou help om woorde te gee en om jou eie geloofsreis te beskryf. Ek is baie bewus daarvan dat elkeen van ons op verskillende plekke in ons lewe is. Ons glo dat ons mekaar so medereisigers is, al is ons nie by mekaar nie, maar in realiteit reis elkeen van ons op ons eie pad. Daar's 'n teksgedeelte, 'n storie wat vertel waar Jesus op 'n stadium vir mense gesê het dat wie ook al moeg is en oorlaai is, kom na my toe, want ek gee rus. By my is daar vrede, by my is daar rus. En dit is ook hoekom ons 'n kers elke week aansteek. En die kers is 'n herinnering om ons weer hierdie ou woorde te laat onthou. Dat God is by ons. Daar's tye in ons lewe wat God baie ver voel, en ander tye waar God baie naby voel. Maar waar jy ook al op die oomblik is in jou lewe, en hoe ook al jou week was, weet dat die Here is by jou. Ons gaan vir die volgende paar oomblikke, gaan ons mekaar die geleentheid gee. Jy gaan jouself kan toelaat om in God se teenwoordigheid te kom rus. Om in God se teenwoordigheid te wees. Miskien wil jy in die stilte waarin ons nou ingaan, jou eie gebed bid. Dalk wil jy in jou joernaal iets daaroor skryf. Of miskien wil jy bloot net sit by God en diep luister na die fluistering van die Gees. Ek wil vir jou vra om jou oor toe te maak en vir die volgende paar oomblikke rustig in te asem en weer uit te asem. Laat jouself toe om hier te wees, om teenwoordig te wees en om in die teenwoordigheid van die Here te rus. Die woorde wat Dawid gesê het rugbaar geword. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. 'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie.
sê Dawid toe vir Saul, ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy 'n vegter van kindsbeen af. En toe sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee van my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy die linies van die lewende God verkleineer. En verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. En toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n brons helm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swaard bo sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. En Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en het by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Ek onthou hoe my sonnaskool tannie vir ons 'n prentjie laat inkleer het oor Dawid en Goliat en toe vir ons uitgenooi het om te gaan klippies optel in die tuin, wie op die matte kom sit in die sirkel. Dawid het sy gesê, ek het hierdie paar klippies 'n reus oorwin, omdat die Here by hom was. Ons was seker 6 gewees of so. En ek onthou hoe ek gedink het, as dit so is, beteken dit seker God hou van kinders wat sterk is en braaf is, soos Dawid, wat reuse en beere en leeu's kan oorwin. En ek was bang geweest vir beere en vir leeu's en vir reuse en vir slange en donker kamers en ek kon nie 'n slingervel skiet nie. Ek onthou hoe ek gedink het dat Dawid is alles wat ek nie is nie. Dit is hoe ek die lewe verstaan het. Dit is ook hoe ek oor God gedink het. En die storie het my op verskillende tye van my lewe, op verskillende plekke waar ek was, weer kom herbesoek. En met elke herbesoek het ek anders gekyk na die storie. Iets anders gesien, iets anders gehoor, iets anders ontdek. Dit is die aard van stories, dat daar altyd meer onder die oppervlak is, as wat ons altyd vermoed, of wat ons altyd sien. Ons begin dalk op 'n sekere plek in ons lewe, waar ons op 'n sekere manier dink oor sekere goed. Ons op 'n sekere manier ons lewe verstaan. En dan bevind ons onsself by 'n plek waar ons dalk heeltemal anders kyk. Want ons almal word gemaal deur die lewe. Ons almal gaan deur oorgange. Daar gebeur goed met ons en ons doen goed aan ander. Ons het lief en ons het ook verlies. En tussen dit alles, moet elkeen van ons hierdie tydlose vraag vir onsself afvra. Op verskillende tye en plekke van ons lewe. Waar is ek op die oomblik? En hoe verstaan ek die lewe? Hoe dink ek oor myself en oor ander mense? En hoe dink ek oor God? Hoe glo ek? Die meeste van ons, vermoed ek, is dit nie so maklik om antwoorde te gee op hierdie vrae nie. Ou gelowiges het geglo dat as jy in die spanning van die antwoord bly, dan is dit soos 'n gordyn wat voor jou ooptrek en jy begin sien die volgende tree wat jy moet neem. So vir die volgende paar weke gaan ons oor hierdie reis om antwoorde te ontdek, of om althans net te luister, gaan ons op reis gaan. En Dawid is 'n interessante storie in die Bybel, want Dawid moes op verskillende tye van sy lewe, op verskillende plekke, moes hy dieselfde vraag geantwoord het. Waar is ek op die oomblik in my lewe?
En ons ontmoet dalk vir Dawid as 'n jong kind wat sterk is en braaf is en reuse oorwin en leeu's verskeur. Maar vir die volgende paar weke deur Dawid se hele storie gaan ons ontdek dat sy eie geloofsreis ook drasties verander. So dalk is dit 'n goeie plek om te begin by hierdie storie van Dawid en Goliat, waar ons dalk almal verskillend na die storie kyk en van verskillende kante kom. En van ons sal dalk stories kan vertel waar ons ook soos Dawid braaf was en sterk was en ook die reuse in ons lewe in die oë gekyk het en oorwin het. Maar daar's ook baie van ons wat stories sal kan vertel en sê waar ons bang was en waar ons nie braaf was nie en waar ons eerder weggevlug het vir reuse, waar ons dit nie in die oë kan kyk nie. Maar hier is die ding. Hier dink ek is die troos van die storie. En dit is wat my sonnaskooltannie vir 'n klomp 6-jariges vrou vertel het van, en wat Dawid oor en oor in sy eie lewe moes ontdek het, dat wat ook al die antwoord op die vraag, waar is ek, is, die Here ontmoet jou, waar jy ook al is. En hoe jy ook al oor die lewe dink, watter ervaring jy ook al gehad het, hoe jy ook al oor jouself dink, of oor ander, of hoe ook al jy vir God verstaan, die Here ontmoet jou daar. Die Here ontmoet jou waar jy is. En dit is vanaf daai plek waar God saam met jou op reis gaan. Op die vooraand van sy lewe het Jesus saam met sy vriende bymekaar gekom en wyn geskink en brood gebreek en vir hulle ook dit gesê, dat ek is met jou waar jy ook al is. Die Here het gesê dat elke keer as jy wyn drink of jy sap, elke keer as jy brood breek en dit eet, onthou my woorde, herinner jouself aan dit, dat ek is met jou, ek is saam met jou, ek is by jou, waar jy ook al is. So vir die volgende paar oomblikke gaan ons so in stilte sit, waar ons die nagmaaltekens gaan gebruik, en laat jouself toe om bloot te wees waar jy is. En laat God toe om dan saam met jou op reis te gaan. Die skilderye in die agtergrond is sommer net 'n metafoor. Is 'n uitnodiging om vir die volgende tyd, vir die volgende paar weke saam met ons op reis te gaan, waar ons gaan reflekteer oor 'n lewe in die koninkryk van God. Ek wil graag vir jou 'n gebed lees wat jy in hierdie week saam met jou kan inneem en verder oor kan gaan dink. Die pad is lank, mag ons saam gaan. Die pad is moeilik, mag ons mekaar help. Die pad is vol vreugdes, mag ons dit deel. Die pad is afdraand, hy is die weg. Die pad is oop voor ons, mag ons leer om te waag. Amen. Ons het 'n kers aan die begin aangesteek om ons te herinner aan die teenwoordigheid van God. Ter die einde van ons saamwees, blaas ons die kers uit. Nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie, maar as mense wat glo dat God is saam met ons op pad, waar ons ook al is. Mag hierdie week vir jou 'n mooi,
en 'n goeie week wees. Julle sou onlangs kennis geneem het dat regulasies ons by Stellenberg gemeente toelaat om binne die beperkings weer ons eredienste te hervat. Daarom Sondag 5 Julie begin ons dus met 2 oggenddienste, om 9:00 die oggend en 11:00 die oggend. Elke diens kan deur 'n maksimum van 50 mense bygewoon word. Let wel dat ons steeds soos elke Sondag in die Grendeltyd nog op Sondag ons 3 aanlyn dienste op ons webblad en YouTube platform beskikbaar sal stel. Die eerste diens om 9:00 gaan dan lewendig gebeeldsend word en opgeneem word as een van die 3 dienste. Hoe maak jy as jy graag die diens wil bywoon? 'n Paar belangrike stappe. Die eerste en die belangrikste is die veiligheidsmaatreëls. Indien jy in die laaste 14 dae met die virus gediagnoseer is, gaan jy uiteraard nie die diens kan bywoon nie. Maak seker dat jy nie in die afgelope 2 weke kontak gehad het met iemand wat die virus onderlede het. Maak seker dat jy nie enige griep of verkoue simptome onderlede het nie, soos koors, hoes, hoofpyn of 'n seer keel. En let wel dat jy ook daartydens 'n vorm gaan onderteken om te kan sê dat jy aan al die veiligheidsmaatreëls voldoen en daarom toegelaat kan word na die diens toe. Die tweede stap is om jou plek te bespreek. Skakel die kerkkantoor en julle sal die besonderhede daar sien op die skerm indien julle enige ene van die 2 dienste wil bywoon. Die kerkkantoor is Maandag tot Vrydag van 8:00 die oggend tot 1:00 die middag oop. En ons benodig jou selnommer of die mense wat met jou saamkom, hulle name en hulle ID-nommers. Die meeste van die administrasie word dan hier afgehandel sodat jy slegs op die dag wanneer jy arriveer moet teken by jou naam en jou temperatuur ingeskryf word. Die derde stap, jy arriveer op Sondag. Wat kan jy verwag? Jy kan verwag dat ons jou daar sal ontvang en sal bystaan en help indien jy enige inligting nodig het. Eerstens, maak seker dat jy 'n masker dra. Ons het ook ekstra maskers beskikbaar en hou deurentyd 'n veilige afstand van ander mense om jou. Die besigheid kan baie somber lyk so met maskers op, maar ons kan nog steeds vir mekaar op afstand groet en in 'n gees met mekaar saam wees waar ons vriendelik is en spontaan is. Soos jy die kerk binnekom, sal jy sien dat daar 'n punt is waar jy jou hande kan was met 'n handreiniger. Iemand sal daar wees om jou ook by te staan. Stap dan daarna na die saalgedeelte van die kerk waar jy moet aanmeld en eenvoudig net die vrywaringsvorm moet teken en waar iemand dan jou temperatuur neem. Julle sal sien ook dat ons rooi strepe geplak het om 'n veilige afstand tussen mense deurentyd te kan handhaaf. Indien hierdie proses klaar is, waar die register ingevul het en geteken het, stap jy oor na die kerkgebou gedeelte toe. Jy sal sien dat daar geel kolle op die banke geplak is. Jy kan enige plek sit wat dan aangedui word. Onder of bo selfs op die galery. En mense wat in dieselfde huishouding is, sal toegelaat word om langs mekaar te kan sit. As die diens klaar is, maak seker om 'n veilige afstand te hou. Kollektes en maandelikse dankoffers kan dan by die deure ingegee word of gegee word in die mandjies wat daar voorsien word. Kollektes en dankoffers kan ook deur die week in die posbus by die kerkkantoor buite geplaas word. Ons maak dit gereeld ook leeg en dit is veilig daar. Ons kan ongelukkig nie soos altyd na die diens koffie aanbied nie. Daarom hou na die tyd veilige afstand en groet mekaar weer vriendelik en geniet iets van die gedeelte van ons gemeenskap van gelowiges wat ons self kan beleef met die afstand tussen ons.
As jy enige navrae het, skakel die kerkkantoor of die predikante groep.